Oase familie, dankie dat jy hier is vanaand. Rian het net so 'n bietjie iets gesê van die poorte wat nou is. En ja, indeed it is. Die poorte is so 'n bietjie nou. En maar julle is hier, so julle het die poorte gehaal vanaand. My gebed is dat dit nie net vanaand sal wees nie, maar dat julle die poorte gaan behaal eendag in die ewigheid. Glo jy dit saam met my dat julle die ewigheid gaan behaal? Is dit net ek wat dit glo? Ek wil julle 'n storie vertel vanaand, of eintlik wil ek begin met 'n vraag. Wie van julle het al ooit met iets begin, maar jy het nooit daarmee klaar gemaak nie? Ja, hier is daarom 'n paar, ek is daarom nie die enigste een vanaand nie. Nou in my lewe het ek al baie met goed begin, dan begin ek met 'n bang, en ek is weet op dreef, en ek wil die ding doen, en ek wil dit doen, en ek sê vir myself, dis soos 'n New Year's resolution, jy weet, ek gaan dit doen hierdie jaar. En dan so 'n paar weke in, dan val jy maar van die trolley af. Nou ek het dit baie keer op skool gedoen, elke jaar dink ek, as ek nou mooi terugdink daaraan. Ek het dit elke jaar gedoen op skool. Ek het begin en daai eerste 2 bladsye van my boek het ek geskryf en ek het gesê hierdie jaar gaan ek my werk doen. Hierdie jaar gaan ek my huiswerk doen. En dan vir een of ander rede as die einde van die jaar kom, as daar letterlik net daai 2 bladsye wat ingeskryf is. Dan was daar die pliggies gewees. En dit was vir my die weirdste ding op aarde gewees. Ek kon dit net nooit verstaan hoe die pliggies in dieselfde vak, hier by die 3de kwartaal, begin 4de kwartaal, in dieselfde vak, dan gaan kry hulle nog 'n boek, waarin hulle moet skryf, wat ek altyd gedink, ek verstaan dit nie. Waar kry hulle alles wat hulle skryf? Hulle is weird. Hierdie mense is vreemd. Dit was net nie vir my 'n realistiese, ek kon dit net nie begryp nie. Maar ek besef vandag, dalk was ek die vreemde een. Dalk was ek die weird een. Dalk was ek die een wat verkeerd was. Nou hierdie pliggies, hulle het 2 boeke in 'n jaar wat hulle geskryf het. Maar wie van julle sal saam met my stem, dat dit baie lekkerder is om iets klaar te maak, as wat dit is om met iets te begin en nie klaar te maak nie? Wie van julle sal saam met my stem op dit? Ek onthou voor ek Jesus geken het, was dit 'n struggle in my lewe. En dis hoekom ek vandag, nadat ek Jesus ken, sukkel ek sukkel met mense wat nie volhoubaar is nie. Want ek was self onvolhoubaar geweest. Ek kon nooit in my lewe iets klaar gemaak het nie. Ek het altyd begin met 'n ding en dan hier, somewhere along the line, dan val my wiele af en dan is my battery pap of iets en dan hou ek net op om dit te doen. Tot ek die eerste keer die Nuwe Testament deurgelees het. Dit was die amazingste gevoel wat ek al ooit gekry het. Eerste keer in my lewe, ek het iets klaar gemaak. Ek lees die Ou Testament deur. Ek het die hele Bybel deurgelees en in my hart beleef ek hierdie stuk opgewondenheid en dis lekker, want ek het iets begin en ek het dit klaar gemaak. En hier was nou 'n paar van julle wat hande opgesteek het, wat weet waarvan ek praat, wat weet van daai gevoel, van jy het iets begin en jy het volëindig en jy het dit klaar gemaak, jy het daarmee klaar gemaak. En ons almal hier stem saam, dis baie lekkerder om iets klaar te maak as om net iets te begin. Dis die realiteit. Ek dink nie daar's enigiemand wat met my wil verskil daaroor nie. As jy dalk met my wil verskil daaroor, is jy welkom, maar kom praat net asseblief na die tyd met my daaroor. As jy met my wil verskil, dan kan ons dalk kyk, dalk kan ek bietjie lenience hê en dalk kan ek so bietjie, dan sal ek volgende week vir jou sorry sê, hier van die stage af. Maar ek dink nie daar's enigiemand van ons wat sal sê, dis lekker om iets te begin en nie klaar te maak nie. Nou ons as mens is baie keer so wisselvallig, en ek self, nou nog, kry ek myself partykeer wat ek wisselvallig is, wat ek onvolhoubaar is, wat ek nie volhoubaar is nie. Ons begin op 'n sekere manier baie keer, maar ons hou nie vol met dit nie. En dan eindig ons op 'n manier wat ons nie eintlik wil opeindig nie. Maar God doen nie dit nie. Hy is konstant. Die God wat begin het, wat nog voor die begin was, is die God wat tot nou toe nog is. En hy is die God wat nog tot in alle ewigheid gaan wees. Hy het nog nooit verander nie. Hy is nog altyd dieselfde. En my tema vir vanaand is, God is nog altyd dieselfde. God is nog altyd.
En Jakobus 1 vers 17 sê vir ons, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. God verander nooit nie, en hy sal ook nooit verander nie. Hy het die hemelligte geskep, en die hemelligte verander, en die sterre sien jy vandag, maar hy brand uit vanaand, en die môre aand is dit 'n nuwe ster, en hy brand weer uit, en vanaand sien jy die maan in sy volheid, dis 'n volmaan, en môre sien jy hom in 'n halfte, dan sit 'n halfmaan, en oormôre sien jy glad nie die maan nie. Die maan verander, die sterre verander, al daai goed verander, maar hier sê God vir ons, hy verander nie soos die hemelligte nie. Hy wat dit geskep het, hy wat dit sy plek gegee het, hy verander nie soos wat dit verander nie. Hy bly konstant, hy bly presies dieselfde. Geen moed verander wie God is nie. Dit wat jy voel, jou emosies verander nie aan wie God is nie. Jou omstandighede waardeur jy gaan, verander nie wie God is nie. Hy bly konstant, hy was nog altyd konstant en hy sal altyd konstant wees. Dis die God wat ek en jy dien. Dis die God vir wie ek en jy sing. Dis die God vir wie ek en jy aanbid. Maak nie saak of alles in jou lewe onkonstant is of daar geen stabiliteit is in jou lewe nie. Een ding kan jy seker wees en dit is dat God in jou lewe stabiel is. God in jou lewe konstant is. Dat dieselfde God wat gister gered het, dieselfde God wat jou gister deur daai seisoen gevat het, deur daai moed gevat het, deur daai wat ook al gevat het, is nog steeds dieselfde God wat vandag saam met jou in dit is. Wat môre saam met jou daar gaan wees, wat vir altyd saam met jou daar gaan wees. Hy is konstant. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Wie God is in sy totaliteit, in sy hele wese, is onveranderlik. Sy hele natuur, sy hele karakter, wie hy is, kan nooit verander nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n Ou Testament God en 'n Nuwe Testament God nie. Want ons kan baie keer versoek word tot daai misleiding om te praat van die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament. Ek is hier om vir jou te sê vanaand, daar is nie so iemand nie. Daar is nie 'n God van die Ou Testament en 'n God van die Nuwe Testament nie. En ek het 'n R2 hier vir julle vanaand. En as jy hom wil hê, kan jy hom by my kom kry ook na die tyd. Jy moet hom net vir die koffieshop gaan teruggee, want ek het hom daar geleen. Maar ek het 'n R2 hier by my vanaand. Nou, julle kan hom nie sien nie, maar ek kan hom sien. En op die R2, as jy my nie glo nie, gaan kry na die tyd 'n R2 of kom kyk na die tyd net. Maar op hierdie R2 aan hierdie voorkant van hom is daar 'n kudu bil. Dis 'n kudu bil op hierdie R2 se voorkant. En as jy hom omdraai, ek kan nie onthou wat noem jy hierdie teken nie. Ek weet hulle het dit vir ons iewers in die laerskool geleer, maar julle weet nou, ek het net 2 bladsye geskryf, so ek kan nie onthou wat hierdie is nie. Ek weet dis nie die land se teken nie, maar dit is iets in verband met dit. Die landswapen of iets, dink ek, as ek dit reg het. Is ek reg? Iemand wat my kan reghelp, is dit die landswapen? Dis die landswapen. En hierdie kant het ons die kudu. Nou as ek hierdie R2 vat, en ek moet hom nou net raakvang, en ek skiet hom in die lug op, en ek het hom misgevang, en hy val daar neer, en hy het nou op, die game wat ons ken, Heads and Tails, hy het nou op Tails geval. So hy is nou hier aan die agterkant by die landswapen. Maar as ek hom nou weer opskiet, hierdie keer bietjie korter dat ek ook kan raakvang, en ek flip hom om, het hy nou op heads geval. So hy is nou aan die kudu se kant. Maar verander dit aan die feit dat dit die R2 is? Omdat hy op heads geland het, of omdat hy op tails geland het? Verander dit aan die waarde? Verander dit aan hierdie R2 se identiteit? Verander dit aan hierdie R2 se karakter, as hy 'n karakter sou hê? Dit verander nie aan hierdie R2 nie, of hy nou heads is en of hy nou tails is. En net so ook verander God nie van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe nie. Hy is nog steeds dieselfde God. Die een wat was, die een wat is en die een wat kom. Ja, dis wie hy is in sy totaliteit. Daar is nie 'n Ou Testament God en 'n Nuwe Testament God nie. En ek wil julle op 'n roadtrip vat vanaand. Ek wil julle so 'n paar snippets, kort storieetjies vertel van die Bybel en ek gaan diep in die verlede, diep in die begin van die woord begin vanaand. En ek wil julle 'n paar net snippets van die woord vertel. Want wanneer ons kyk na God, kan ons nie kyk na God en bepaal wie God is. Ons kan nooit bepaal wie God is nie. Hy's te groot, hy's te heilig, hy's te almagtig, hy's te onbeskryflik groot vir ons om enigstens met ons woorde, met ons kapasiteit wat ons klein brein het, om God te beskryf. Ons gaan hom nooit kan beskryf. Kan ek dit net sê vanaand?
Ek gaan nie vir jou God kan beskryf vanaand in sy volheid nie, maar as ons die grootste prentjie in ons brein wat ons kan kry oor God se grootheid wil hê, het ons nodig om die Bybel in sy totaliteit te vat. Ons kan nie snippets uit die Bybel uithaal, hierdie gedeeltetjie en daai gedeeltetjie in die Nuwe Testament en daai gedeeltetjie in die Nuwe Testament en daai enetjie en nou bou ons God rondom dit en ons vat hierdie gedeelte in die Ou Testament en hierdie gedeelte in die Ou Testament en ons bou God van die Ou Testament op hierdie deeltjies nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet die hele Bybel in konteks saam by mekaar uitbring. Want die hele skrif sê die woord vir ons is deur die Gees geïnspireer en die Heilige Gees kan homself nie weerspreek nie. Hy's nie 'n mens wat hy kan lieg of van plan verander nie. So hy kan homself nie weerspreek nie. So as die Ou Testament dit sê, moet dit wys na die Nuwe Testament toe. Dit moet wys na Jesus toe. Die hele Bybel is gesentreer. Ons noem dit in teologie in die Engels Christocentric, Christosentries dink ek in die Afrikaans. Alles moet terugkom na Jesus toe. Daar's nie 'n Ou Testament God en 'n Nuwe Testament God nie. Genesis 6 vers 11 tot 14, die eerste gedeelte sê vir ons, die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. En hierdie is die 6de hoofstuk van die Bybel. Dis hierdie is ouens, hierdie is soos aan die begin van die Bybel. Ek hoop julle vang die prentjie. Hierdie is soos die 10de bladsy in die Bybel. Dis nog aan die begin rond, die 6de hoofstuk is waar Noag en die ark is. En die storie kry ons in in Genesis, amper sê ek Noag 6 vers, maar in Genesis 6 tot 9 kry ons die verhaal van Noag en almal van ons ken die verhaal van Noag en die reën val neer en die vloed styg op, weet die kinderkerk liedjie en die reën val neer en die vloed styg op en net maar 8 is gered soos Rian net gesê die poort is nou, maar okay, dis nie waarheen ek wil gaan nie, maar die reën val neer en die vloed styg op. Dit kry ons al aan die begin van die Bybel. In Genesis 6 tot 9 kry ons dit. En hierdie skets vir ons 'n prentjie, hierdie gedeelte oor Noag aan die begin van die Ou Testament nog, skets vir ons 'n prentjie oor die heiligheid, die genade en die regverdigheid van God. Wat is, wat was en wat kom. Dieselfde God. Die mense in Noag se tyd het 'n lewe geleef in rebellie teenoor God. Hulle het hulle rug op God gedraai. Hulle het alles gedoen wat in God se oë verkeerd was om te doen. Hulle het 'n lewe geleef wat God glad nie verheerlik het nie. Hulle het 'n lewe geleef soos mense wat God glad nie ken nie. Dis die leefstyl wat hulle geleef het. En omdat God 'n regverdige God is, wie van julle weet dat God regverdig is? Hy's regverdig, God is regverdig. Kan ek 'n amen kry op dit? En omdat hy regverdig is, kan hy nie sonde net los dat dit voortgaan nie. Dan sal hy mos nie eg wees aan wie hy is nie. Dan verander hy. En my tema vir vanaand is dat God nog altyd is. Dat hy nog altyd dieselfde is. Maar as hy nou sonde net los, laat dit aangaan, dan is dit mos nie meer 'n God wat regverdig is nie. Hy het nodig om met sonde te deel. Hy het nodig om sonde te straf. Want sonde is nie van hom af nie. En enige iets wat nie soos hy lyk nie, sal hy by ons afsnoei, sal hy by ons afsny en wil hy by ons afsny, want hy het ons in sy beeld gemaak om hom te eer, om hom te verheerlik. Dis hoekom ek en jy hier is vandag, is om God te eer. En dis hoekom hy ons gemaak het. So wanneer sonde in ons lewe kom en hy straf ons daarvoor, is dit nie omdat hy nie van ons hou nie, of omdat hy lekker kry daardeur, of omdat hy genot vind enigstens in dit nie. Dis nie die rede dat hy dit doen nie. Hy doen dit vir jou eie beswil. Hy doen dit vir my eie beswil. Want ek is die eerste een om my hand op te steek, om te sê ek faal elke dag, ek faal God elke dag. Maar ek weet, hy is regverdig. En ek weet, hy is barmhartig. En ek weet, die Ou Testament praat al van 'n God wat vinnig is om te vergewe en stadig om kwaad te word. Nou in hierdie gedeelte in Noag, in die ark, kry ons hierdie prentjie oor God wat regverdig is,
Hy het nodig om die sonde van hierdie mense te straf en dis hoekom hy die vloed gestuur het. As God wou, kon hy die hele mensdom uitgewis het. Hy kon almal doodgemaak het. Maar hy het nie, want Noag was regverdig in die oë van die Here. En as Noag nie regverdig was in die oë van die Here nie, as Noag nie geleef het soos wat die Here van hom verwag het om te leef nie, het ek en jy nie vandag bestaan nie. Want dan was die hele mensdom uitgewis. Maar God kom by Noag en hy sê vir hom, Noag, bou die ark. Ek gaan die vloed stuur en hierdie mense, ek gaan hulle uitwis, want hulle harte is hard. Hulle wil nie tot inkeer kom nie, hulle wil nie terugdraai na my toe nie. God is nie 'n God wat ons 'n robot gemaak het. Hy het vir ons elkeen 'n keuse gegee. Hy het vir daai mense 'n keuse gegee, genoeg keuse gegee om te kan draai na hom toe. Hulle wou nie draai na hom toe nie. En hy's regverdig, so hy moet bly in wie hy is en hy moet doen wat hy doen omdat dit is wie hy is. En hy stuur die vloed. Maar die genade in dit is dat Noag en sy familie gespaar word en God begin 'n hele nuwe mensdom deur Noag en sy familie. Hy kon gesê het, okay, ons begin op 'n blank space. Vader, Seun, Heilige Gees. Wat meer dink jy het God nodig? Hy het nie een van ons nodig nie. Hy het nie vir Noag nodig gehad nie. Hy het nie Noag se kinders nodig gehad nie. Maar omdat hy genadig is, omdat hy barmhartig is, omdat hy liefde is, het hy hulle gered van die vloed. Het hy hulle weerhou van dit. Het hy die voortbestaan van die mens gehou, dat ons nog steeds kan voortbestaan, dat ons nog steeds kan aangaan, dat daar nie 'n Noag 2.0 moet wees nie, 'n Noag die tweede, of 'n Petrus die derde nie, maar omdat een Noag genoeg was. God is barmhartig, hy is genadig, anders kon hy die hele mensdom uitgewis het. Hy het die voortbestaan en verlossing van die mens deur die ark. En dis in die Ou Testament. Het hy dit vir ons gehou. Maar kom ons gaan so 'n bietjie aan, want dit het nie daar gestop nie. God het nie daar gestop met die verlossingswerk waarmee hy begin het, die verlossingswerk wat hy doen nie. In die eerste helfte van die boek van Eksodus, dis nou 'n hele ruk na Noag, sien ons hoe God die Egiptenaars deur Moses, hy gebruik vir Moses om die Israeliete uit Egipte uit te lei, maar God stuur pla na Egipte toe. Hy stuur vlee, hy stuur paddas, hy stuur water wat in bloed verander. Elke eerstegeborene van die Egiptenaars word doodgemaak as hulle nie die bloed van die lam bo hulle deure het nie. En God maak vir die Israeliete die see oop voor hulle. Hulle sien letterlik hoe God voor hulle die see oopmaak. Hulle gaan op droë land reg deur die see tot aan die ander kant van die see. En hulle kyk terug en hulle sien hoe hulle vyande onder die water toegegooi word. En God sê vir hulle, ek het vir julle 'n belofte. Die beloofde land is julle sin. Maar hulle gaan en hulle murmureer teen God. Hulle draai teen God. Hulle raak, ag, eers Here, dis nou swaar hier in die woestyn. Dis nou swaar en God stuur vir hulle manna uit die hemel uit. Hy voed hulle, hy gee vir hulle. Kan ek net vir julle sê, as ek hierdie goeters lees, dan is ek so dankbaar dat ek nie God is nie. Met groot respek gesê. Want ek dink, ek sou die hele mensdom uitgewis het. Ek dink as ek kyk na wat die Israeliete gedoen het, want ons lees die Ou Testament, maar ons verstaan dit verkeerd. Ons sien God is hierdie God wat net straf. En die Nuwe Testament as God wat net lief en koester en ag jene, shame, nunus. Weet, ons het hierdie prentjies van die Here, van die Ou Testament en van die Nuwe Testament, terwyl dit nie die regte prentjie is van wie God is nie. As dit ek was, het ek die hele mensdom, ek sou dit nie eens weer begin het nie. Ek sou dit net gehou het, Vader, Seun, Heilige Gees, dit sou gewees het wat dit is. Of ek sou robots gemaak het wat ek kon rondskuif, maar God doen nie dit nie, want dis nie wie hy is nie. Dis nie wie hy in sy hele karakter, in sy wese is nie. Hy is liefde en hy het vir elkeen van ons die keuse gegee. Hy het vir elkeen van julle wat hier is vanaand, het hy 'n keuse gegee. Ons kies om te sê ja. En ons kies om te sê nee, maar elkeen van ons het 'n keuse om te maak. En die Vader
lei hulle uit Egipte uit en hy maak aan hulle 'n belofte. Hy maak aan hulle 'n belofte dat hulle die beloofde land sal ingaan, maar hy sluit ook 'n verbond met Israel in daai tyd dat hulle sy volk is. En hy gee vir hulle opdrag dat as hulle in hierdie land ingaan, moet hulle in hierdie land ingaan en hulle moet sy verteenwoordigers wees. Hulle moet vir die nasies gaan wys wie God is, sodat die ander nasies kan kyk na hulle en kan sê, wow, dis mense soos wie ek wil wees. Dis iemand soos wie, wat het hulle wat ek nie het nie, en dat hulle God sal aanneem. God se plan was nog altyd gewees dat die mens met hom versoen moet wees. Die hele mission van God, die hele missie van God is reconciliation with God and man. That's the mission of God. Dis verlossing tussen God en mens. Dis versoening tussen God en mens. Dis nog altyd God se visie, dis nog altyd sy visie, dis nog altyd sy wese, dis nog altyd sy plan vir my en jou lewe. Dis nog altyd sy plan vir die Israeliete gewees, dit was nog altyd sy plan oor al die ander nasies ook gewees. En omdat Israel so gemurmureer het teen hom, het hy hulle gesê, okay wel, julle gaan nou nog 'n bietjie in die woestyn bly, want hulle sonde het gevolge gehad. Want hy bly regverdig. In sy groot genade, in sy groot barmhartigheid, bly God steeds genadig. En ons sien dit al reeds hier in die Ou Testament, want daar is die storie van Dawid wat oorspel gepleeg het. Sy sonde het nog steeds gevolge gehad, maar steeds het God na hom verwys as 'n man na in sy hart. Dawid het moord gepleeg, hy het mense doodgemaak. Hy het 'n ou dood laat maak. Maar God het nog steeds na hom verwys as 'n man so na in sy hart, want hy het met 'n nederige hart na God toe gegaan en vir God gesê, ek is jammer. Maar sy sonde het nog steeds gevolge gehad. Ek kan nie nou hier afspring en iemand se keel afsny en nou bid na die tyd en vir die Here sê, Here, asseblief vergewe my. God gaan my vergewe as my hart opreg is. Hy gaan my vergewe en hy gaan nooit weer aan daai sonde dink nie, sê die woord. Maar gaan dit my uit die tronk uithou? Nee. Ek gaan nog steeds tronk toe gaan. Daai sonde gaan nog steeds gevolge hê, want God bly nog steeds regverdig. En as ons die Ou Testament lees en ons kyk hoe die mense teen God gerebelleer het, na hy keer op keer aan hulle gewys het wie hy is, keer op keer, dan verstaan ons dat God nog altyd genadig en barmhartig is. As ons kyk hoe God se mense tot vandag toe teen hom rebelleer, keer op keer, dan verstaan ons dat die God van die Ou Testament, wat daai tyd al genadig was, is nog steeds vandag genadig. En dan kom ons by die Nuwe Testament. En Jesus word gebore. Ons verlosser, ons redder word gebore. Jesus Christus daag op in die toneel, in hierdie Bybel. Hier kom ons by die Nuwe Testament en Jesus daag op in Kolossense 1 vers 15 sê vir ons, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Dis nou Jesus, die Seun waarvan die woord hier praat, is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. Hierdie gedeelte sê vir ons, hy het God aan ons bekend kom maak, deur mens te word. Jesus het vir ons die Vader se hart, die Vader se karakter, die Vader se wese, wie die Vader is, het Jesus vir ons hier op aarde kom wys, wie is die Vader, wie is God van die Ou Testament. Jesus het dit vir ons van die Ou Testament. Jesus het vir ons kom wys wie daai God is. In die Nuwe Testament het hy dit vir ons kom wys. En as ek Kolossense 1 vers 15 reg verstaan, dan verstaan ek dat alles, met ander woorde dan, wat in die 4 evangelies, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes gebeur, alles wat daar gebeur, alles wat Jesus daar gedoen het, was 'n sigbare uitbeelding van 'n onsigbare God. 'n God wat ons nie kon sien nie, het ons gesien, het die mense gesien. So dit beteken, as hierdie woord, as hierdie Kolossense 1 vers 15 sê, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God, beteken dit dat alles wat Jesus gedoen het, het gewys wie die Vader is. Hy het kom wys wie die Vader is, want hy het kom sigbaar maak, die Vader, wat ons nie kan sien nie. En Jesus het mense wat dit nie verdien nie, vergewe van hulle sondes. En as hy die Vader aan ons kom bekend maak het, is hierdie mos die teken, is dit mos vir ons 'n teken om te weet dat God van die Ou Testament nog steeds dieselfde God is in die Nuwe Testament. Want Jesus het mense se sondes vergewe wat dit nie verdien het. Jesus het mense wat demonies besete was, die demone uit hulle uitgedryf.
sodat hulle kan vry wees, sodat hulle in liefde, in vryheid met die Vader kan wees. Sodat daar nie daai blokkasie tussen hulle en die Vader moet wees nie. Jesus het siek mense genees, wat dit nie verdien het nie. Die sigbare beeld van die onsigbare God, Jesus Christus, kom wys vir ons wie God is. En as Jesus mense genees het, as Jesus mense se sondes vergewe het, as Jesus mense wat besete was met demone bevry het daarvan, beteken dit dat dit nog altyd God was. Want dis wat Kolossense 1 vers 15 vir ons sê. Dis wie God is. Jesus het gekom en hy het vir ons die weg na die Vader toe kom leer. Hy het vir ons kom leer dat hy die weg is, dat hy die waarheid is, dat hy die lewe is, dat die enigste weg wat ons het na die Vader toe is deur hom. Jesus het dit vir ons kom wys toe hy op aarde was. En as ons wil praat van 'n God van die Ou Testament en 'n God van die Nuwe Testament, hoe kom die twee bymekaar as Kolossense 1 vers 15 vir ons sê, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Het was nog altyd God se plan, dit was nog altyd sy wese, dit was nog altyd sy karakter gewees. Om genadig te wees, om barmhartig te wees en om regverdig te wees. Jesus het aan ons geleer dat hy die enigste weg is na die Vader en toe het hy opgevaar na die hemel toe. Maar hy het ons nie as weeskindertjies agtergelaat nie, hy het vir ons Heilige Gees gestuur. Toe Jesus opvaar hemel toe, het God nie toe begin verander nie. Dis nie die tyd toe die Here toe nou begin verander het na die testamente nie. God is vandag nog dieselfde God wat dieselfde God was toe Jesus opgevaar het hemel toe, toe Jesus se lewe op aarde verby is, toe bly God nog steeds dieselfde en hy's nog steeds vandag dieselfde. Johannes 14 vers 12 sê vir ons: Ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter werke as dit doen, omdat ek na die Vader toe op pad is. God is nog dieselfde, die plan van God is nog dieselfde, vandag dieselfde as wat dit was aan die begin. En dit was nog altyd om 'n intieme verhouding met hom te hê. Dit was nog altyd wie God was. En sy hele wese wil hy by my en jou kom en hy wil intiem betrokke wees in my lewe en in jou lewe. Hy wil naby aan jou wees. Maar hy gaan homself nie op jou afforceer nie. Jy het nodig om hom toe te laat om naby aan jou te kom. Jy het nodig om hom toe te laat om jou te koester. Om vir jou daar te wees, om vir jou krag te gee, om vir jou lief te wees. Jy het nodig om te aanvaar dat hy regverdig is en partykeer iets gaan afsny wat nie soos hy lyk nie, vir jou eie beswil. Ons het nodig om dit te aanvaar. Hy het 'n belofte aan ons gegee dat ons dieselfde werke gaan doen as wat hy gedoen het en nog meer. So ek hoop deur my hele boodskap van vanaand kan julle sien dat daar nie so iemand is soos 'n God van die Ou Testament en 'n God van die Nuwe Testament nie. En ek het myself nou oor en oor herhaal en ek het dit oor en oor want ek wil hê ons moet verstaan dat daar is nie 'n God van die Ou Testament en 'n God van die Nuwe Testament nie. God is God. Hy was altyd God en hy sal altyd God wees. God het nie verander tussen die twee testamente nie, maar daar het iets verander tussen die twee testamente. Die Nuwe Testament het vir ons die access kom gee, die toegang na die Vader toe, deur die Nuwe Testament wat geseël is met die bloed van Jesus Christus aan die kruis. Is dit nie meer nodig vir ons om met 'n hoëpriester na die Here toe te gaan nie. Ons kan nou met volle vrymoedigheid, sê die woord, die troonkamer van God nader. Ons kan na hom toe gaan met volle vrymoedigheid, want God het nie soos ek net die eerste 2 bladsye geskryf nie. God het die hele boek geskryf. En toe die Nuwe Testament begin, het God nie verander nie, hy het net 'n nuwe boek begin skryf. Hy was soos die pluggies, wat 2 boeke, 3 boeke, hy is dalk nou al by die 1000ste boek, ek weet nie, maar God hou aan om die boek te skryf, maar dit verander nie aan wie hy is nie, die storie verander, maar wie God is verander nie.
Ons het nou access, ons het nie meer die hoëpriester nodig, hierdie voorhangsel het geskeur van bo tot onder, om vir ons daai toegang te gee in die allerheiligste, in die troonkamer, in die teenwoordigheid van God. En ek weet nie of jy verstaan wat se gesag, wat se autoriteit, wat se krag die Here aan my en jou gegee het, deur Heilige Gees nie, om die troonkamer te kan nader nie. Ek weet nie of ons regtig altyd begryp wat dit vir ons beteken nie, dat ons die troonkamer, verstaan julle, dat ons langs God nou in die oomblik, dat ons in die geestesrealm, in die gees, tot in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van God, langs God die Vader, die Seun Jesus Christus, Heilige Gees in ons, dat ons in die heiligste van heiligste plekke in die teenwoordigheid van God is. Ek weet nie of julle besef die amazing voorreg wat ons het om daai access te kan hê nie. Na 'n God wat nog altyd dieselfde is, 'n God wat dit nog altyd vir ons wil hê. 'n God wat se plan nog altyd vir ons was dat ons dit moet hê met hom. Adam en Eva het dit met hom gehad. Hulle was teenwoordig, hulle was by God en God was by hulle en hy was saam met hulle. En sonde, daai wig, en toe kan daar net 'n hoëpriester ingaan, en toe kom Jesus, en hy gee vir ons die access. Ons het gesag, ouens, boeie omstandighede, nie ons nie, maar die Heilige Gees in ons. Ons het autoriteit, elke knie moet voor Jesus buig, elke knie moet voor die naam van Jesus Christus buig. Elke ding wat nie van hom af is nie, moet na sy naam luister, moet na die gesag van sy naam luister, en ek en jy het daai gesag. Ek en jy het daai gesag, as ons Heilige Gees toelaat, om aan ons daai gesag te gee. Hy het net 'n nuwe boek oopgemaak, dieselfde God is vandag nog dieselfde skrywer. Hy skryf net 'n nuwe boek. Kan ek julle vra om vir 'n oomblik net julle oë toe te sal maak? En terwyl julle oë gesluit is, ek weet nie waar bevind jy jouself vanaand nie. Jy is dalk in 'n verhouding, dalk in 'n huwelik, waar die ander persoon wisselvallig is, waar niks konstant is nie, waar daai persoon die hele tyd goed begin en nooit klaarmaak nie. Dis 'n wisselvallige storie. Dalk stel jy elke maand jou budget op, en hier by die 5de van die maand is daar meer maand as budget. En jy kom net nie tot oorwinning nie. Jy kom net nie daar waar jy wil wees nie. Dalk is jou verhouding met God soos ek wat die 2 bladsye geskryf het en nooit weer verder geskryf het nie. Jy het goed begin, maar jy het moeg geraak om te skryf op die pad. En ek is die eerste een om my hand te kan opsteek by dit vanaand. Jy dalk goed begin, maar jy doen nie meer dieselfde moeite as wat jy gedoen het aan die begin nie. Daar's 'n uitnodiging vanaand vir elkeen van ons, na 'n God wat nie verander soos mense of omstandighede nie. Ons kan vanaand met volle vrymoedigheid na hom toe gaan, en ons versoeke na hom toe bring. Ons kan ook vanaand met volle vrymoedigheid na hom toe gaan en vir hom om verskoning vra dat ons 2 bladsy Christene geword het. Maar dan is daar ook die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Is dat ons nie by 2 bladsy Christene kan bly nie. Ons het nodig om ons boek te skryf. Ons het nodig om te volhard in hierdie geloofswedloop waartoe God ons geroep het. Want hy wat nog altyd is, wat nog altyd was en wat nog altyd sal wees, sal ons vergewe wanneer ons na hom toe gaan en ons sê, Here, asseblief, en ons is opreg, vergewe my dat ek 'n 2 bladsy Christen geraak het. Here, vergewe my dat ek eintlik nog nie eens begin skryf het nie. Dat ek die boek voor my oop het. Dat ek weet dat daar access is vir my. Dat ek weet dat ek met vrymoedigheid kan kom, maar Here, ek het nog nie eens die boek oopgemaak nie. Vergewe my daarvoor. Vader, ek bid dat U ons sal vergewe daarvoor. As jy hier sit vanaand, wil ek hê jy moet die vergifnis van Jesus ontvang vanaand.
Die woord sê, dit wat ons bind hier op aarde sal gebind wees in die hemel. So ek wil hê jy moet daai vergifnis ontvang vanaand in Jesus se naam. Dat Jesus jou vergewe daarvoor. Maak daai las skoon. Laat daai las van jou skouers afkom. Begin jou boek skryf. As jy by die 2de bladsy gestop het, en jy skryf dalk die 3de bladsy, en so nou en dan skryf jy bietjie weer, en dan bietjie weer, en jy gaan bietjie meer in dit in, en jy skryf so bietjie meer, wil ek jou vra volhard en skryf elke dag jou storie. Skryf elke dag, spandeer elke dag tyd saam met die Here. Doen moeite vir God. Hy het jou teen 'n dierprys gekoop, sonder dat jy dit verdien. Jou vryspraak het jy ontvang, deur die genade van die Here, het jy dit ontvang. Ons reageer op sy liefde, omdat hy ons heel eerste lief gehad het, deur sy seun vir ons te stuur. Reageer ons op sy liefde, deur ons goeie werke. Ons is nie gered as gevolg daarvan nie, maar ons is gered vir dit, sodat ons, God se verteenwoordiger, Jesus was die sigbare beeld van die onsigbare God, maar ons as sy kerk het nou nodig om die sigbare beeld vir die wêreld te wys, nie as God nie, maar as verteenwoordiger van God, het ons nodig om dit vir die wêreld te wys. So ek wil jou vra, as jy begin het om jou storie te skryf, of jy skryf hom halfhartig, wil ek jou vra, begin van vanaand af, maak vanaand die keuse. Maak vanaand die keuse om terug te draai na God toe, om weer jou eerste liefde voor liefde te sal raak, en weer God jou alles te sal maak in jou lewe. Vader, dankie dat ek dit kan bid oor elkeen wat hier is vanaand. Here, dankie dat ek dit kan spreek in hulle harte in Jesus se naam. Here, dat ons 'n erns sal maak met U en U woord. Here, dat ons nie 2 bladsy Christene sal wees nie, dat ons U woord ernstig sal opneem, dat ons dit nie hier sal vat vanaand, dit sal hoor vanaand, hier sal uitstap en vergeet wat U vir ons gesê het nie, maar dat ons sal onthou wat U vir ons gesê het, dat ons sal onthou dat U nog altyd dieselfde God is. Dieselfde God wat vir Moses die see oopgemaak het, vir die Israeliete om daar deur te gaan, U is nog daai selfde God. U kan vir ons die wonderwerke wat ons in ons lewens nodig het, die droogte, Here, kan U vir ons kom nat maak. Die storm in ons lewe kan U kom verwyder. U kan vir ons die see oopmaak vandag nog. Vader, ek bid dat ons in daai autoriteit en daai gesag sal opstaan, dat ons dit sal aanvaar en dat ons in ons roeping sal intree. En dat ons sal weet, ons is nie alleen nie, U Gees is met ons, U Gees is saam met ons, dat ons verteenwoordigers vir die wêreld sal gaan wees. Van 'n God wat barmhartig is, 'n God wat lief is, 'n God wat regverdig is. Dat ons U, ons koning, vir die wêreld sal gaan wys. Dankie Here dat ek dit oor ons as Oase familie kan bid. Dankie dat ek kan vertrou dat U dit ook tot vervulling sal bring in Jesus se naam. Amen.